Hallo julle, ons het laas week gepraat oor die helm van verlossing, waar Papa Beer ons geleer het hoe om onsself te beskerm. So hierdie week gaan ons nog steeds praat oor die wapenrusting, maar vandag gaan ons praat oor die swaard van die gees, hoe om terug te beklei. En in die ou tyd, in die Bybelstories, was daar nie iets soos oorlogskepe of vliegtuie of selfs gewere waarmee die mense beklei het nie. Hulle het sommer met swaarde geveg. En ons het ook 'n swaard gekry om mee te veg. En dit is God se woord. Hebreërs 4 vers 12 sê, God se woord is vol lewenskrag en energie en dit is skerper as enige swaard wat 2 snykante het. En dit is ons belangrike versie wat ons vandag moet onthou. So Jesus het ook die swaard gebruik om terug te beklei teen die duiwel. En ek gaan vir julle 'n Bybelstorie lees om dit vir julle te wys. Maar hierdie Bybel van my is net 'n Engelse Bybel. So ek gaan sommer die Bybel op my foon gebruik om vir julle daai storie te lees. Dit staan in Lukas 4 vers 1 tot 13. Jesus het vol van die Heilige Gees uit die Jordaanrivier gekom. Hy is deur die Gees in die woestyn ingelei, waar die duiwel hom 40 dae lank versoek het. Hy het die hele tyd niks geëet en niks gedrink nie. En aan die einde daarvan was hy baie honger. Die duiwel het toe vir hom gesê, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in brood. Maar Jesus sê vir hom, nee, die skrif sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Daarna het die duiwel hom op 'n hoogte geneem, in 'n oogwink, en vir hom die koninkryke van die wêreld gewys. Die duiwel sê toe vir hom, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne, om vir enige een te gee vir wie ek wil. Ek sal dit vir jou gee, as jy neerbuig en my aanbid. En Jesus antwoord, die skrif sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom na Jerusalem geneem, na die hoogste punt van die tempel en gesê, as jy die seun van God is, spring hier af, want die skrif sê, God sal al sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en hulle sal jou op jou hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En toe het die duiwel Jesus klaar versoek, en hy het hom verlaat tot die volgende keer. As ons na hierdie Bybelstorie kyk, dan kan ons sien dat Jesus nie 'n regte swaard gebruik het om die duiwel te beklei nie, nê. Hy het die woord van God gebruik. En dit het regtig gewerk, want aan die einde van die storie sê dit, dat die vyand van hom af weggegaan het. So net so weet ons ook, as ons God se woord gebruik, gaan dit regtig werk, en dit kan ons help om te wen teen die vyand. Okay, so ons gebruik God se woord om te beklei, deur dit te memoriseer. So dit moet in ons gedagtes wees die hele tyd. En as ons net God se woord 'n klein bietjie ken, dan gaan ons swaard so 'n klein bietjie soos hierdie ene lyk. En dit gaan ons glad nie eens help om die vyand te kan wen nie, nee. Maar hoe meer ons God se woord lees, hoe groter word ons swaard en hoe makliker is dit om te beklei teen die vyand. Maar hierdie een beteken net ek lees God se woord. So hy werk nog steeds nie so lekker om die vyand te kan wen nie. Maar wanneer jy God se woord begin spreek en praat daaroor en dit heeltyd in jou gedagtes het, dan kry jy 'n sterk swaard wat soos hierdie een lyk. En hy kan die vyand verseker wen. Kan onthou dat ons nie met messe mag speel, soos wat ek nou net hierdie appel gekap het nie. Ons moet altyd met groot mense werk saam met 'n mes, maar ons beklei as kinders van God, beklei ons met die swaard van die Gees. Net soos wat Jesus met die swaard van die Gees beklei ons ook met die swaard van die Gees. En dit is die Bybel. As julle ook 'n swaard wil maak, kan julle sommer 'n gewone papboks vat en dan vra 'n groot mens om jou te help, dan sny julle hom oop en dan kan hy vir jou 'n swaard uitknip net soos wat jy wil. Teken eers 'n prentjie van hoe jy graag wil hê dit moet lyk en dan vra jy 'n groot mens om dit vir jou op die lyntjies uit te knip en dan skryf jy daarop Hebreërs 4 vers 12 God se woord.
Angels